sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde. Baie interessante dag wat neergepen is in die geskiedenis. Maar dit baie interessante nadraai vir kinders van die Here, veral hier in Suid-Afrika. Daar is soveel velde wat ons van kan praat en soveel takkies wat ons kan gaan kyk na. Nommer 1, kultureel. Ja, daar is kultuur in die hele saak verbonde. Daar is geestelikheid in die hele saak verbonde. Maar die grootste saak wat hier aan verbonde is die Godheid. Sonder dit sou ons nie as 'n kerkdiens gewaag het vanoggend. Sonder dit sou ons nie eers ons voete hier waardig sou vind om dit neer te plaas nie. Waaroor sou dit alles dan gegaan het vanmôre? Hoekom 'n uitsondering van 'n dag? Vir my is dit eenvoudig. Groot geword in die middestad van Johannesburg en daar was altyd op hierdie dag spesifieke feesterreine gewees, waar almal heen gegaan het. En as jy sien ek die mense gaan en hulle se braaivleis en vure en jy sien nooit regtig die diepte van dit alles, tot jy eendag tot die besef kom hoe groot God in hierdie saak is. Amen. Jy weet, dit verg werklike bekering om God te vind in alles. Het is maklik om te sê, ja, die vyand is daar buite soos 'n brullende leeu. Hy is daar buitekant soos 'n brullende leeu. Die woord verklaar dit vir hom. Maar weet jy, van die oogpunt van 'n kind van die Here, sien jy hom nie meer so vinnig raak nie. Want jy sien die kerende hand van God eers te raak. Amen. En hoe hy jou kan uitlei uit elke situasie en elke omstandighede. Amen. Dis vanmôre die gedeelte in 1 Petrus, ja, jy het reg gehoor, 1 Petrus 1. En ons gaan vanmôre hierdie gedeelte lees en opdra aan die Here. Ek het so 'n bietjie voorbereiding gedoen aangaande dit wat vanmôre belangrik is om te herdenk en te bedink. 1 Petrus 1 vanaf die 3de hoofstuk of 3de vers, die 1 Petrus 1 vanaf die 3de vers. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n welgevallige en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Wil jy dit weer hoor? Die 5de vers, want in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle jou, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot 'n lof en 'n eer en 'n heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog lief. En wie julle al sien julle hom nie, nou nie, tog glo julle, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Luister die 9de vers veral. Hy sê, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele te verkry. Amen. Nou geliefdes, as jy mooi gaan kyk na die gebeurtenisse om die kamp van die boere,
In die oggend waar hier die groot slag sou plaasvind, dan is daar iets wat vir my duidelik uitstaan. Daar was 'n uittog iewerste, en hulle was op pad na beter gronde, na beter plekke. Daarom het die groot trek plaasgevind. Ek wil sê, dit was destyds ons voorvaders, was dit vir hulle presies dieselfde soos Israel se uittog om na die beloofde land te gaan uit Egipte uit. Daar was verdrukking, daar was verdrukking. Die Here lei hulle tot op 'n sekere punt. Nou ek wil vir u verseker vanmôre, as die Here jou lei, hoef jy niks te vrees. Amen. Wanneer jy in die leiding van God beweeg, dan sal hy die paaie vir jou gelyk maak. Prys die Here, halleluja. Wanneer jy in die leiding van God glo, dan moet ons dit so sê ook vanmôre. Ons kan niks anders te behalwe om gehoor te gee aan die Heilige Gees wat ons lei nie. Amen. Sit ons voet verkeerd, is dit 'n menslike verkeerde gesindheid of 'n menslike verkeerde handel wat ons lei tot ongeluk en probleme. Maar vestig ons vanmôre ons gedagtes op hom wat eintlik voor alles is, soos wat die woord sê. Voor alles, tot alles, en alles wat ontstaan het deur hom ontstaan. Die woord sê, geen ding wat ontstaan het sonder hom ontstaan nie. In die begin was God, en die woord was by God, en die woord was God. Amen. Prys die Here. Die belangrikheid van hierdie saak is dat 'n groepie mense wat in geweldige druk verkeer, 'n oormatige vyand, 'n oormagtige hoeveelheid wat teen hulle in opstand kom, moet hulle tegemoet gaan. En een ding kies hulle om te doen. Die leier van daardie volk sê, ek buig nie my knie voor hulle nie, maar vanmôre op hierdie plek buig ek my knie voor die almag van God alleen. Dit van die inbors. Ek is bewus van die teenswoordigheid van die Here in hierdie oomblik, wat hier in beweging in 'n stille, sagte windjie. Want ons is nie besig met die eer van mense of die eer van volke nie. Ons is besig met die eer van God. Amen. Prys die Here. As ek vanmôre hierdie boodskap kan titel, sal ek sê, bring eer aan God. Amen. Dit gaan oor niks anders nie. 'n Toegewydheid aan hom wat in staat is om die vyand voor jou te kan uitvee. Amen. Ek gaan soek so 'n bietjie in die Bybel aangaande soortgelyke dinge wat gebeur het. Ek lees op 'n stadium dat die Egiptenare so sprinkane in die veld gelê het en wag om die volk van God tot nut te maak. Ek luister na die gedeelte van koning Dawid, toe hy 'n seentjie was opgeloop het na 'n reus toe. 'n Reus wat uittoring bo almal en God uitdaag voor die slagordes van hom. En ek kom agter dat daar iets in die stilte besig is om te gebeur, 'n onsigbare God Halleluja. wat aan die beweeg is. Luister, o kind van die Here, as jy dit nie weet nie, jy sien hom nie. Maar jy ervaar. Amen. Dis hy wat in die balsem tot uitbeweeg. Hy wat sy voetstappe duidelik hoorbaar raak vir hulle wat ingestel is om te kan hoor. Dit het nie gegaan oor die boere se tegnologie nie. Dit het nie gegaan oor Dawid se slingervel. Dit het nie gegaan oor wat hulle in staat was om te vermag in hulle eie krag nie. Dit was eintlik maar te min. Maar as jy steun op die krag van God, dan raak dit minder van jou.
dit meer oor hom gaan, broer, suster, dan jy klaar die wenresep in jou kant. Amen. As dit meer oor hom gaan, dan smelt ons as mens weg. Dit wat ons in staat is, raak minder. Waarom sê ek vanmôre, Here, in hierdie plek, minder van my, meer van U. Amen. Praise die Here. Halleluja. Minder van U my, meer oor U Godheid. Ek weet nie of jy dit besef nie, maar hier is 'n geweldige salwing vanmôre in hierdie plek. Die Here is in ons midde. As jy bewus is daarvan, sê net waar jy plek. Dankie Here. Dankie Here. Dis 'n voorreg om vir U naam en U sak iets te doen. Dis 'n voorreg om te kan spreek. Dis 'n Here, U is in staat. Want U is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Amen. Ek wil sê as ek hierdie boodskap vanmôre sou titel sê, ek bring eer aan God. Amen. Hoe bring ons eer aan God vir alles wat hy vir ons gedoen het? Nommer 1 het jy die voorreg gehad om gebore te word. Nommer 2, voorreg om te lewe, om asem te haal dag na dag. Baie van ons wat vanmôre hier sit, die voorreg om oud te word. Ja, daar is skete en pyne en daar is probleme. En die wêreld is nie in 'n goeie toestand nie. Maar dankie Here, ons dien 'n goeie God. Amen. Praise die Here. Halleluja. As ons so vaskyk, soos ek vroeër gesê het, aan die leeu wat daar buite kan loop en brul, die vyand wat hom voordoen as juist dit, dan sal ons alles missien wat God besig is om vir ons te doen. Ons sal begin te neerkyk op al die neerhale en al die vervalle tye wat ons in ons lewe gehad het, en ons sal terugval elke keer na 'n lewe van probleme en neerlaag. Maar wanneer ons in die volheid van God opkyk en ons besef dat met 'n woord het hy hierdie heelal tot stand gebring. Amen. Met 'n woord het die aarde ontstaan, met 'n woord het lig ontstaan, met 'n woord. Net 'n woord. En alles wat bestaan kan tot niet gaan ook. Ek ry op 'n stadium saam met 'n broer. So tussen die plase deur daar op 'n gemerkte plek, en ek en hy is in 'n gesprek juis oor hierdie dag. En hy sê vir my, pastoor, ek lê gisterand met 'n baie swaar gemoed lê ek op my bed. Hy sê, Here, die oormag in die wêreld het begin te oorneem. Daar's minder godheid in die wêreld as wat daar afgodsdiens is. Hy sê, hy is nog steeds besig om sy lot te beklaag voorheen, en een oomblik ervaar hy die salwing van die Here in die kamer, en hy bly doodstil. En die Here sê vir my die woorde, is ek nie in staat om met een hand, of met die roering van my puntjie, die aarde skoon te vee, Amen. en ontslae te raak van dit wat teenstand vir my is. Weet jy, toe ek dit sê, toe besef ek, Here, ons perspektief lei baie keer skade, omdat ons so vleeslik na dinge kyk. Vanmôre wil Here vir jou 'n bril kom opsit, 'n geestelike bril, sodat jy kan sien in 'n geestelike perspektief wat hier gebeur het. Dawid loop 'n reus tegemoet.
Of 5 klippies. Skynbaar geen kans teen 'n man wat gewapen is tot die tande toe. 'n Lans soos 'n webersbal. 'n Swaard broer second to none. Kan ons dit sê? En 'n ouetjie met 5 klippe en 'n slingervel en 'n herderstasie. En 'n ou stok. Kry jy oorwinning oor 'n nasie. In sondagsskool het ons gesing, Dawid het oorwin. 10.000 man. In die woord lees ons dat Saul het die duisende oorwin. Maar koning Dawid die 10.000. Amen. Dis nie net 10.000 nie, dis 10.000de DE op die einde. Wat beteken dis 'n kluster, 'n hoeveelheid, groeperings van 10.000de. Want dit was nie net 'n oorwinning vir nou en vir hier nie. Ons het bestaansreg vanmôre, nie in die begin van die dag van die 16de Desember nie, maar ons het bestaansreg omdat ons voorvaders uit hulle lande uit weg was, omdat hulle vervolg was, omdat hulle vasgehou het aan die godheid. Amen. Hoekom sou God ons dan verlaat, wanneer ons vashou aan die godheid? Wat is vanmôre ons verskoning? Het ons begin in die wêreld en sy massas raak sien en begin te vrees, of hou ons vas aan die vrese vir God, aleen wat behoort gevrees te word? Amen. Ek sê vanmôre my woorde eenvoudig net om vir iets moois te gee nie. Vanmôre moet die tentoonstelling wees hoe om eer te bring aan hierdie God vir alles wat hy gedoen het. Nommer 1. Die Engelse woord sê worship. Die Afrikaanse woord is half misleidend aanbidding. Want as jy God aanbid, dan lyk dit bietjie anders. Die Engelse worship klink so lekker, mense het so afstoot daarteen, ek weet nie hoekom nie. Maar wanneer jy hom adore, wanneer jy hom worship, dan lê jy alles wat jy is voor hom neer. Amen. En jy aanvaar hom vir sy grootheid. Prys die Here. Jy breek jouself af tot niks. En jy gee hom kans om jou op te bou. Van die fondasie af op. Want ons het 'n fondasie, sy naam is Christus Jesus. Is dit so? Nou, aanbidding is een faktor. By worship is die ding wat ons moet by uitkom. Bietjie voor God in aanbidding kom en dan vertel van sy grootheid. Hy weet wie hy is. Maar ons het nodig om dit vir hom te sê, sodat ons dit begin te verstaan en glo. Wanneer ons hom aanbid in gees en in waarheid, soos wat die woord sê, hy soek sulkes om hom te dien in gees en in waarheid, was dit nie 'n kompromie wat aangegaan was. Hy soek die gees en hy soek die waarheid by sy kinders. Amen. Wanneer jy buig voor God en jy laat alles wat jy is gaan en jy drink dit in wat alles wat hy is, dan verander dit jou van die binnekant af buite toe. Hierdie aanbidding is nie 'n normale aanbidding nie, dit is 'n eerbring aan God. Ons kom deur 'n snaakse tydperk. Klomp Amerikaners en wêreld gesagte kom in Suid-Afrika aan en ons sien op nasionale TV hoe mense hulle adore. Hoe mense die knie buig voor hooggeplaastes en aangesteldes. Stel dat ons wegkom van dit af. En die eer vir God weer gee. Saam met dit gaan iets wat ons in 'n toegewyde lewe moet hê is gebed.
Wanneer jy bid, gaan dit nie net vir jou om jou saakies voor God te stel nie. Maar die essensie van gebed sê, dit is wanneer hulle skepsel voor sy God buig en aanneem dit wat hy vir jou te sê. Weet jy, dit is 'n kommunikasie-pipeline tussen pa en kind. Wanneer daar die kommunikasie begin te vloei, is dit nie 'n eenkantige, eensydige gesprek nie. Jy sal agterkom dat God met jou ook praat. Amen. En wanneer God met jou praat, dan verander sake, want dan weet jy, nou trap ek links, nou trap ek regs, nou wag ek, nou hardloop ek, nou staan ek stil, nou beweeg ek. En wanneer jy in hierdie gebedssak van die lewe van jou begin te kom, dan begin jy eer bring aan God sporadies. Dit beteken om terug te kyk na hoe dit neergepen is en dit dan vorentoe uit te lewe op 'n goeie manier. Nou bring jy eer aan God in jou gebedslewe. Jy bring eer aan God deur om vir hom liedere te sing. Koning Dawid van almal in die beste geweet, hy het geweet, die psalms is vol van koning Dawid, nie net syne nie, maar meestal van koning Dawid se hartberoerende liedere, wat hy ten opsigte van God gesing het, baie keer oor sy eie swakhede, maar meer kere oor God se groothede. Wanneer jy begin te God verklaar vir wie hy is in jou stilte, dan leer ons die woord draai iets om, dat hy vir jou in die openbaar sal vergelde. As jy hom in die stilte in jou binnekamer eer, dan verkondig hy jou eer van die huise en die toppe van die dakke af. Minder van my Here, meer van U. Amen. Prys die Here. Halleluja. Jy weet, die mense het 'n snaakse manier om wanneer ons in nood is reguit te bid. Jy het nie meer tyd vir visiebama gebedjies en gebede wanneer die moeilikheid in jou deur klop nie. Wanneer dit ewe skielik swaar gaan, dan bid jy reguit, jy vra reguit en jy weet dan ewe skielik wie God is. Daar is nie meer tyd vir links of regs nie. Dis 'n reguit op die manne af. En weet jy wat geliefd is, ek hou van sulke mense. Wat 'n reguit op die manne af is. Wil nie kom te draai nie. Kom reguit, Here. Hier staan duisende van duisende vanmôre teen ons. Maar Here, een van die engele, net een, is in staat om duisende van duisende te verslaan. Amen. In 'n oogwink. Ons praat net van een van die dienende geeste wat onder God beweeg. Een dienende gees. Wat doen wat God sê, hy wil doen. Ons kom nog nie eers 'n druppel in die emmer by die Godheid uit. Om te dink hoe groot God is in hierdie tyd nie. Ons het gelees daar in 1 Petrus dat daar kom tye van druk, want ons lewe in die laaste dae. Die hartseer van alles is in hierdie laaste dae, voel die wêreld so teen ons. Jy wil nie eers sê wie jy is en waar jy vandaan kom. Jy sê vir mense sulke kriptiese leidrade. My kinders weet ook as iemand my in die wêreld vra, wat doen jy? Dan sê ek se herder. Ek pas skape op. Dis makliker om vir iemand so iets te sê, is dit nie? As om te sê, luister, ek se predikant. Want as jy vir hulle sê, jy se predikant, dan begin dit met jy. Dan het jy ons nou iets uitgelok. Maar wanneer jy hulle so slipstream gee om Jan, wanneer jy vir hulle sê, ek se herder, dan is die deur oop. En dan kry jy ook so klipie teen die vyand se kop. Takties vir die Here. Ons sê ons gaan eer bring in die Here vanmôre. Sê nie saam. Amen. Kom ons doen dit dan.
In Lukas 2 vers 14 sê hy dat die engele die glorie van God se hoogte besing. In Psalm 105 vers 3 sê hy, bring eer aan hom, die heilige en sy heilige naam. Mattheus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wie ken daar die skrif en lewe volgens dit, bedink die dinge wat daar bo is en nie op die aarde nie. Ons almal val dit eintlik, nee. Ons ken hom. Ons het dit al gehoor. Ons weet dit staan iewers in die Bybel. Maar wat van as ek vir jy sê vandag, wanneer jy die dinge daarbo begin te dink, wie is daarbo? Jesus. God die Vader. Die lyn en regheid van hom, wat deur sy Heilige Gees met ons werk. Is daarbo. En wanneer ons hom bedink, dan bring ons eer aan hom. Ek het nie soveel behaal op die goue strate te loop. Ek sê ek so raai daar by die rivier, met die bome wat vrugte dra. Ek is so raai daar in die tuin, sodat ek net in die hemel kan kom. Ek wil vir jy sê, ek bedink vanmôre die dinge wat daar bo is, nie eers hulle wat teen ons is nie, want om hulle teen ons op en hulle kry ons verslaan, en beteken dit, terwyl ek vasgehou het in God se grootheid, gaan ek ook dit wat hy vir my dat beerf, ook erf, en dan maak hierdie dinge van hierdie aarde vir my minder sin en minder saak, as enigiets anders, maar as dit God se wil is, as dit God se wil is om ons te red, sal hy ons red. Israel trek uit Egypte uit, is God se wil. Koningin Esther gaan in by die koning om die seelring in haar rigting te kry, want dit was nog nie die volk se tyd nie. Haman het 'n bevelskrif uitgevoer. Hy het dit uitgegee in die hoedanigheid van die koning, terwyl die koning nie daar was nie. Maar God het 'n ander plan met die volk gehad, wat iewers vorentoe sou die volk, dink dan net daaraan, as Haman dit reg gekry het, en Mordegai nie gebid het nie, dan sou die volk van Israel uitgewis gewees het in een oomblik. Maar omdat God hulle uitverkies het, soos dat ek en u uitverkies is, om God te dien, te eer en te aanbid, luister kind van die Here, is daar 'n rede gewees vir God om hulle te bewaar, te beskerm en te laat lewe. Amen. So het God, my sussie vanmôre vir my en u, ook 'n rede om te lewe. Dis toch, prys die Here. Ek wil vanmôre iets doen wat nodig is om te doen. Ek het so 'n bietjie gaan kyk na die navorsing en ek het die gelofte saamgebring. Die gelofte tot kort voor 16 Desember het Andries Pretorius nog onder wit vla boodskappe aan Dingaan gestuur om te sê dat die voortrekkers nie wou oorlog maak nie. Hulle het gekom in vrede. Maar wou onderhandel, hy het egter bygevoeg dat indien Dingaan wou oorlog maak teen hulle bereid was om tot die dood toe terug te veg. En kyk, geliefdes, ek wil vir julle een ding sê, as daar een ding is vir my en u, om in vandag se tyd in te drink, is dit om tot die dood toe God te verheerlik. Met alles wat in jou, elke voetstap wat jy neersit, is om God se naam groot te maak. Ek sê, if you do your best, God will do the rest. Amen. Wanneer jy jou beste gee in alles wat jy doen, dan word God daardeur verheerlik, en jy kry ook eer daarvoor. Die 15de Desember kry 'n volk hier hulle self in 'n laar, met 'n paar sannas en 'n paar kanonne, en die vyand dreigend voor hulle dans en skree en maak amok. Klink soos nou die dag hier in Suid-Afrika, toe hulle die strate invaar om ons deure toemaak, wegkruip agter slot en grendel,
En weet jy wat, as jy net weggekruip het agter slot en grendel, was dit einde nie. Maar weet jy wat het ons vergeet om te doen agter die slot en grendel, om te bid, soos nog nooit tevore nie. Het is maklik om die nuusberigte te kyk, en te kyk na dit wat die wêreld vir jou kan bied, en wat die volgende uitkoms, die polisie is te min. Die weermag is so deur mekaar, en weet jy of hulle kom of gaan nie. Nou wil ek vir jy sê, dat ons gaan nie staat maak op mense nie. Maar op hom wat in staat is, om te red. Amen. Prys die Here alweer. Die getalle waarvan hulle praat hier is, na die slag, 3500 oorledenes wat in die veld om die laar gelei. En ongeveer soveel het ook gevlug, weg van die laar van die boere af. Waar handjie vol mense, paar gesinnetjies, vrouens eendragtig wapens saam met die kinders gelaai het. En die boere verdedig het met alles wat hulle was. Elke skoot geskiet. Doelgerig. Elke ou geslaan. In die regte rigting. Gewapendes om te neem. Die dood eenvoudige gedagte dat daar handvol mense in 'n laar was. Teen 'n oormatige vyand bring hier die gelofte vanmôre tot krag. Dat dit niks anders as 'n wonderwerk van God was. Dat 'n paar mense se lewens gespaar het, sodat daar vir ons 'n toekoms kon wees. Ons het bestaansreg omdat God wonderwerke doen. Amen. Ons het bestaansreg omdat ons hom moet eer en kan eer. Ons het bestaansreg omdat hy ons gemaak het. Omdat ons fondasie gelê is in Christus Jesus. Ek gaan vra dat die opstaan vir die voorlesing van juis hierdie gelofte. Dis nie net 'n gelofte vir een dag nie, maar lewenstyl om mense te verduidelik, om eer te bring aan een groot God. Die God van ons nasie. My God. Die gelofte. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, vir die nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van hierdie oorwinning aan hom die eer sal bewys. Sê vanmôre amen. Ons is geroep as kinders van die Here om nie net op hierdie dag nie, maar elke dag te lewe vir hom en sy eer te besing, nie net vir ons kinders nie, maar vir ons nageslagte hierdie huis te kan oordra. Hier waar ons staan vanmôre is nie net 'n afdeling nie, maar is God se huis.
'n gemerkte plek, nie die een plek. Suid-Afrika het baie afdelings. Wat van u? Wat van jou huis? Is dit nie ook niks anders as die huis van God, as jy daarin gaan, want jy is 'n priester van hom? Ons verkondig die eer van hom wat in staat is. Gister, vandag, en tot die ewigheid. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. Die een wat sy koninkryk met liefde gee. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom. Kan hierdie dag vorentoe sou jy beweeg onthou. Dit gaan daaroor om God te vereer, om te verheerlik en sy naam uit te dra na ons eie huis, na ons kinders se huis. En laat niks jou keer om sy naam te verheerlik oor alle stamme, volke, nasies en tale. Hy is die God van alle vlees. En ons lewe in die laaste dae binnekort sal hy sy vlees, sy gees uitstort oor alle vlees, oor sy diensmaagde en diensknegte. Die ou mense sal droom. En die jongelinge sal gesigte sien. Sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. Halleluja. Prys die Heer. Dit is eintlik maar net 'n genadekant dat ons almal hier kan saam wees. Dit is eintlik maar net sy genade. En ons moet hom eer. Dra sy eer van vanmôre af uit in die wêreld en verkondig hom. Hy is die begin, hy is die einde, hy is die alfa, hy is die omega. In Jesus naam. Amen.